2 Korintiërs 5 vers 10. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Liewe Here, magtige God, ons is u volk en ons is hier in u teenwoordigheid. Liewe Here, dankie vir die woord wat u vir ons gegee het en dat u daardeur kan spreek tot harte. Mag u verwyder, liewe Heer, wat ook al mag pla. Het sy in my 'n spreker of in enige hoorder, verwyder die struikelblokke, dat ons u stem kan hoor, en verheerlik u self nou. Ek bid in Jesus naam. Amen. Dankie, sit gerus. Tong in die kies. Hoe weet jy iemand doen CrossFit? Hy sê jou. Ja. Hoe weet jy iemand besit 'n lugbraaier? Airfryer. Hoe weet jy iemand besit een van daai goeders? Sê weer? Hy sê vir jou. Hy sê vir jou. Hoe weet jy iemand het op Stellenbosch studeer? Ek het nog nooit gehoor. Ja. Dis hoe. Vraag. Hoe weet jy iemand is 'n Christen? Sê, jy sien dit. Aan wat? Aan die gedrag. Aan die handel en wandel, dan toon 'n persoon of hy 'n Christen is nie. As iemand na jou toe kom en sê, weet jy, ek is 'n Christen, wat doen jy? Maak dit die wegkom, sny 'n lyn. Jy weet iemand is 'n Christen deur die gedrag wat hulle toon, deur hulle handel en wandel. Dit is interessant wat gebeur in die wêreld. En dat ek praat met 'n persoon deur hierdie week en hulle is oortuig daarvan dat daar so 'n ding is soos my waarheid en jou waarheid. Dat dit begin om so, waarheid word so 'n rubberagtige plooibare ding. Totdat hulle eintlik 'n paar vrae, toe moes hulle tot die besef gekom het, maar daar is so 'n ding soos absolute waarheid. Daar is dinge wanneer dit is net so. Dit kan nie wees my waarheid, jou waarheid, tipe so. Daar's niks van dit, van my waarheid en jou waarheid nie. Daar is nie dit nie. Ja, ons kan dalk staan van verskillende perspektiewe en 'n ding van 'n verskillende hoek af bekyk. Maar die feite bly die feite. Dit is nog steeds so. Ongelukkig het hierdie postmodernistiese gedagte het in die kerk ingesluip en Adventiste identiteit is nie wat dit was nie. Adventiste identiteit is nie wat dit was nie, en nie dat die blote feit dat iets nou lank terug gebeur het, beteken is nou beter. Dit is nie dit te sê nie. Dis nie wat dit veronderstel is om te wees nie. Want is 'n paar dinge wat dan kenmerkend is van wat dit is om 'n Adventist te wees. Daar's 'n paar pilare of bakens, en dis hoe dit werk. En een van dit is die inspirasie van die skrif. Die ander een is dat ons glo in 'n letterlike 6-dag skepping. Alles het nie plaasgevind by wyse van evolusie. Michaela, soos wat jy nou moet leer hierso op skool, die eksamens en goeders wat jy nou moet skryf, dan hulle doen met allerhande bla bla bla, goed soos daai om vir jou te vertel, hierdie het eintlik maar net per toeval self gebeur. Jy moet kies om te sê, ek gaan nie daai nie, ek kies om te sê dat ek glo in skepping. Alles dit, want evolusie is 'n teorie, maar dit word aangebied as 'n ware feit. En nou het mense probeer om 'n snaakse knakbeen teorie, knakbeen kwaksalwer teorie mee te vorendag te kom, waar hulle evolusie en godsdiens met mekaar saamsit, en dan kry jy teïstiese evolusie van waar ewe skielik in word, een dag van skepping word 'n paar miljoen jaar. So ek nie ouens, dit werk nie so nie. Net een gedagte daaroor wat daai heeltemal bom net uit die water uitgooi. Hoe kom jy stapsgewys
van enige werveldier tot by 'n skilpad. Want 'n skilpad is die enigste dier wat dis die enigste werveldier wat sy skouerblaaie binne sy ribbekas sit. Doen dit stapsgewys, soos wat evolusie verwag. Wys my gewoon. Hoe kom jy stapsgewys van 'n skouerblad binne tot 'n skouerblad buite? Maar dit was gratis, dis 'n los kommentaar daai. Die punt is dat afgesien van die inspirasie van die skrif, die feit dat ons glo in skepping, ons hou ook Sabbat. En afgesien dat ons Sabbat hou, dan glo ons ook dat daar is 'n sekere plek waarheen die mense gaan as hulle sterf. Ons glo in 'n sieleslaap, soos wat die woord sê. Ons glo ook in die gees van profesie, en dat daar is 'n woord wat God gebring het vir sy volk, nog van die begin van tyd af, en dit sal al die pad dwars deur dan ook so wees. Gees van profesie is sentraal op dit. So ons kan sê met vreugde, dat ons is as Adventiste, ons is afstammelinge van die hervorming. As jy die hervorming vat in sy volle proses, ek sê nou 'n baie groot ding, as jy die hervorming vat in sy volle proses, dan word jy Adventis, waar jy wag op die koms van die Here. Jy kan nie sê jy's 'n protestant, jy kan nie sê jy het deur die hervorming gegaan, en jy draai terug na allegoriese gedagtes, jy draai terug daar om die knie te buig voor Rome. Ons is nie net afstammelinge van die hervorming nie, ons is ook afgevaardig vir sending. Nie net dit, ons aanbid op die Sabbat, ons skenk aandag aan wat die skrif sê, ons is afwagtend vir die wederkoms, maar vandag dan wil ek praat oor ons afhanklikheid. As ons 'n titel sal gee vir vandag se boodskap, dan is dit Adventiste identiteit, Adventiste is afhanklik. Een van die kwessies wat die meeste aangeval word in dit wat ons glo, is die gedagte van die ondersoekende oordeel. En dit word gekritiseer vanuit baie geleedere, maar ook ons eie. Ek dink julle het onthou, as ek het so 2 weke terug, toe ek 'n spul boeke het, ek hier so voor opgehou en gesê, sien julle hierdie boeke? Hierdie boeke is strydig met dit wat die kerk leer en is strydig met die woord. En daai goed het so deurgesyfer, en ek is nie seker van hoe ver hulle gegaan het nie. En ek is nie besig om nou te soek vir wie is die persoon wat dit versprei, glad nie. Wie is die persoon wat dalk gevang kan word deur die leuns wat dans? Wie word gevang deur hierdie dwaallering wat die ronde doen? Hierdie goeters wat skielik uitspring, en dan hoor mens dit, en dan dink jy, okay, is dit hoe dit werk? Intussentyd, dis glad nie hoe dit werk nie. Want, net as 'n voorbeeld van die leuns wat die ronde doen, is selfs uit eie geleedere uit, is die gedagte dat Christus het nooit gesterf vir jou sonde of vir my sonde nie. Mense sal sê, ja, hy het gesterf, maar dit was nie vir my sonde nie. Ekskuus, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hoe werk dit dan andersins? Mense wat glo dat mense sterf nie eintlik nie, die regverdige sterf nie eintlik nie. Dus ek wag, die laaste keer toe ons gehoor het van iemand wat gesê het, jy sal nie werklik sterf nie, dit was iemand met 'n gevrikte tong, terug in Genesis 3, wat dit gesê het, en hier kom hy nou weer na vore. Daar word gesê dat ons word dalk beroof van 'n sekerheid van verlossing met die gedagte dat daar 'n ondersoek is wat ingestel word, is ek eintlik gereed om hemel toe te gaan? Is ek dan, en dan sal mense sê, maar is ek nou gered? Is ek nou nie? Is ek nou gered? Is ek nou nie? En daai is glad nie die doel vir oë nie. Dis glad nie die gedagte agter dit nie, en daar's 'n verskriklike wanvoorstelling en 'n wanopvatting van wat hieroor aangaan. En ek wil graag 'n gedagte met u deel. 'n Paar gedagtes met u deel. Onthou die klem hierso is Adventiste identiteit. Ons kan nie begin om te maak asof ons ietsie anderster is nie.
En as ek sê ek is iets, dan moet ek dit doen. Hoe weet ons wat is 'n Christen? Ons het nou gesê, so hulle optree. Nee. Hoe weet jy hoe is 'n Christen? Hoe hulle optree. Daar's 'n paar feite wat ons kry uit die Bybel uit, maar ek wil ekskuus 'n treukie terug. Daar's dus 3 hoofgedagtes wat ek vandag hierso wil deel. Die eerste een is dat God doen 'n ondersoek. God doen 'n ondersoek. Daar is 'n ondersoek, hy ondersoek sake. 1, 2, daar is 3 soorte mense en dan daar is 'n einddoel van die ondersoekende oordeel. God ondersoek 3 soorte mense, die doel. So die eerste gedagte is wat ons onsself aan moet herinner, en jy kan saam met my blaai, as jy Bybel by jou het, en ek hou verskriklik baie van die klank van papier, miskien u ook. Dis so lekker om te hoor as die kerk besig is om te blaai. Romeine 6, vers 23, die loon van die sonde, Romeine 6, die loon van die sonde is die dood. Dis duidelik genoeg daai. Wanneer ek sondig, wanneer ek kies om af te wyk van God se weë, wanneer ek kies om my eie pad in te slaan en te sê, ek stel nie regtig so belang in dit nie. Ek weet daar's 'n regte manier om hierdie goed te doen, maar ek doen dit eerder op my manier. Thanks, not for me. Uiteinde daarvan is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hoe kom ek los van sonde? 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 2 verse voor, daai 1 Johannes 1 vers 7. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Nee? Is dit nie wonderlike nuus nie? Prys die Here vir daai. Prys die Here. Maar 2 Korintiërs 5 vers 10, wat ek mee begin het, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. As ek ontvang wat ek deur die liggaam doen, dan beteken dit dat ek word geoordeel op grond van my dade. Word ek gered deur my dade? Ek het 'n saggies het ek gehoor iemand sê nee. Kan ek weer daai hoor? Word ons gered deur ons dade? Nee, nooit. Die genadegawe van Christus is dit wat ons red. Maar my dade toon dat ek eintlik dit nooit ernstig opgeneem het nie. Thanks. Not for me, ek gaan my eie pad. Want hoe weet ons wat 'n Christen is? Ons bepaal dit deur sy gedrag. 'n Handel en wandel van die Christen bepaal wat sy weë is. 'n Ander gedagte is dat daar is mense wat gaan lewe ten tye van die wederkoms. Is dit waar? Ja, dit is waar. 1 Tessalonisense 4, 1 Korintiërs 15, en daar's 'n ander stukkie wat baie belangrik is, en dit is in Openbaring 22, vers 12 en 13, dalk ken jy dit. Kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Om hom te vergeld, om haar te vergeld soos sy of haar werk is. So verlossing is 'n kwessie van genade, maar ek kan myself diskwalifiseer deur die wyse van hoe ek optree. Ja? Dis duidelik. Maar dit beteken dat hierdie ondersoek moet nou plaasvind in my afwesigheid. So as dit sê ek moet voor die regterstoel van God verskyn, daar is dan die rekord van my dade sal dan verskyn voor die regterstoel van God. Daar is sommige mense wat wil glo, wat wil aanvoer dat ons 'n tweede kans het. Jy gaan 'n kans hê om daar so fisies te gaan staan voor God en dan kan jy 'n please explain gaan doen en dan is dit okay, goed nee, dan kry jy soos 'n tweede beseringstyd geleentheid. Daar gaan jy. Dis nie daar nie.
Dis nie daar nie. Hebreërs maak dit baie duidelik. Dit is bestem vir elke persoon om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Ons het een kans. Ons het een kans. Ek het een kans. Ek het een kans om vir Jesus te aanvaar. Hierdie lewe het 'n kans om te aanvaar. Ek het die een. Dit is nie dat ek word hierna dan, okay, ander dimensie, dan kom ek by en dan sien ek, ek moes iets anderster, ek kan dit nou tweede keer probeer. Dit werk nie so nie. Maar, Romeine 2, vers 4. Romeine 2, vers 4. Daar's 'n stuk voor hierdie wat praat hier van hoe almal van ons is sonder verontskuldiging. Ons is sonder verontskuldiging. Vers 4. Vers 3. Meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? So ons moenie neersien op ander mense. Kyk hoe sondig daai ou. Hy sondig bietjie anderster as ek. Daai is heeltemal onaanvaarbaar. Werk nie so nie. Spikkel, balk, daai hele gesprek. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die Here wil ons lei tot bekering, elke een van ons. Dit is iets wat al kom hier van Tukas se tyd af. Esegiel 33 vers 11, dan maak dit duidelik. So waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel, vra die woord vir ons, vra die Here vir ons. Hy pleit met ons. En kyk saam met my aan gevalle wat in die Bybel plaasvind, wat die Bybel opgeskryf is, van waar God pleit met mense. Daar's 'n vraag wat gerig word aan hulle, daar's 'n ondersoek wat plaasvind, met die doel vir oë dat hulle tot bekering sal kom. En na daai, dan is daar 'n oordeel wat gevel word. Hierdie is hoe dit werk in die Bybel, dis hoe dit gaan werk vir ons. Ons word genooi, die Heilige Gees roep ons, praat tot ons hart. En op 'n sekere punt, dan gaan dit kom, dat ons het nou eintlik genoeg tyd gehad om 'n besluit te geneem het. En as daai punt verby is, dan is my doppie geklink. Maar die doel is, hierdie is nie veronderstel om 'n ooggoeiste gedagte te wees nie, dit is 'n prys die Here vir die genade wat hy my skenk. Prys die Here vir die genade wat hy my skenk. Selfs as mens nou, ek gaan nou 'n mal voorbeeld gebruik, as mens nou moet gaan vir, as mens, jy weet, niemand is baie lief daarvoor om belasting te betaal nie, maar as jy belasting moet betaal, dit beteken jy het 'n salaris. Prys die Here. As ek daar, dit vat my so lank om my kar te was. Weet jy wat? Prys die Here. Jy het 'n voertuig. Né? Dit is so 'n swaar saak om te dink oor die sonde wat ek moontlik mag pleeg. Prys die Here, hy wil hê jy moet tot bekering kom van dit. O, my gewete wat my so karring. Prys die Here, ek het nog 'n gewete wat nie gebrandmerk is nie. Hy praat nog met my in my hart. Nou kyk wat gebeur. Genesis 3. Die eerste een van hierdie. Ons ken die hele insident wat vooraf gebeur het. Daar kom 'n slang wat seil en sis en sê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En Eva word gevang met 'n slapriem. Sy sê nee, ons mag nie dit eet nie, ons mag nie daaraan vat nie, anders gaan ons sterwe. En dan sê die slang, jy sal gewis nie sterwe nie, en hou dit sommer vir haar uit. Ek het daaraan gevat, ek het niks oorgekom nie. En sy eet, en haar man eet, en ons wêreld word in chaos gedompel. En God kom en hy vra, Genesis 3 vers 9,
Waar is jy? God is nie besig om te vra met die doel voor oë om homself in te lig nie, maar dat Adam ingelig kan word. Dit is nie vir God se inligting nie, God is immers alwetend, dit is vir Adam se verligting. En Adam antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Hy is besig om die vraag so 'n klein bietjie te vermy, jy weet, hy's nie besig om die vraag hier direk te antwoord nie. En die Here vra 'n meer direkte vraag, weet jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? God is nie besig om te vra omdat hy nie weet nie. Hy wil hê Adam moet weet. Hy wil hê daai oomblikie moet plaasvind vir hom. En die mens antwoord, die vrou wat hy aanvaar nie verantwoordelikheid verdien nie. Hy is nie, ek het droog gemaak nie. Hy sê nie, ja Here, ek het berou, vergewe my. Ek is skuldig, ek het droog gemaak. Hy doen nie, die vrou wat u my gegee het dit vir my gegee. En ek het geëet. Nee, ek hoor dit sommer. Die vrou wat u vir my gegee het vir my gegee. Ek het geëet. Het jy al gehoor hoe jy weet, ja, ek sal op 'n ander dag aan sal dit in 'n Dirk en Frik storie verskyn hierso van hoe kinders praat hierso, van hoe 'n verskoning gegee word. En ongelukkig doen groot mense dit ook. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Hy vra nie vir Eva omdat hy nie weet nie. Hy wil hê Eva moet weet. En sy sê, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Maar sy dis slang het my bedrieg. Ek het geëet. Die vraag is of hulle berou eintlik toon daaroor. Genesis 3 vers 14 spreek die Here 'n oordeel uit oor die slang. Hy het nie nodig om 'n vraag te vra vir die slang nie. Die slang het al klaar al die vrae gehad wat hy moes gekry het in Openbaring 12. Toe die draak, die slang, die Satan uitgewerp is uit die hemel uit. Vragies is klaar gevra. Gesprek is nou verby. Maar u sien hoe die Here vir hulle gevra het. Hy het gaan soek vir hulle. En hy vra die vraag sodat hulle kan verstaan, dat hulle tot inkeer sal kom en 'n ander rigting inslaan. En wat doen die Here? Die Here klee vir hulle wat vroeër naak was. Die Here het vir hulle rokke van vel gemaak en dit hulle aangetrek, 3:21. Waar kom hy rokke van vel vandaan? Van 'n dier wat gesterf het. Die eerste lam wat gesterf het daar, om hulle te klee, as 'n simbool van Jesus wat vir ons sondes op hom sou neem en sterf in ons plek. Ek het gesondig, ek verdien om te sterf, Jesus neem dit op homself en hy sterf in my plek. Prys die Here daarvoor. Maar hierdie is nie die eerste en die enigste, of dis nie die enigste keer wat hierdie tipe ondersoek plaasvind in die woord nie. In Genesis 4, dan sien ons 'n bietjie van 'n op en 'n af tussen God en Kain. En Kain weet wat die regte ding is om te doen. Hy weet hy moet 'n bloedoffer bring, wat dan met vuur geantwoord word uit die hemel uit, maar hy doen nie dit nie. Hy bring vrugte en groente en hy pak dit daar op die altaar neer. Nou staan hy terug en nou wag hy, dan sê hy check, ek het nou dit gebring wat ek my eie hande gemaak het. En dit word nie aanvaar nie, en die muggies kom en dit muise en rotte begin om te dink hulle kan miskien ietsie daar so gaps en 'n kraai kom miskien in stele dryf of wat ook al is wat dit daar gesit het. Maar dit moes geantwoord word met vuur uit die hemel, op dieselfde manier wat gebeur het toe die tempel geopen was onder Salomo, op dieselfde manier wat die tabernakel geopen was onder Moses, op dieselfde manier wat Elia gestaan op Karmelberg, vuur uit die hemel, offer aanvaar. Maar vir hom was dit dieselfde soos die Baalpriesters op Karmelberg. Daar staan die offer, hulle kan hulle self sny en kap en skree soveel soos hulle wil, daar gebeur niks. En Here gaan na Kain toe, en hy sê vir hom, waarom is jy kwaad? Ek lees in Genesis 4 vanaf vers 6, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Die Here weet hoekom, maar hy wil hê Kain moet verstaan. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Nou hoor jy die pragtige woorde wat die Here dan spreek tot Kain se hart.
As jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Daar's 'n kwaadwilligheid aan sonde, wat jag maak op ons. Maar as ons dit misken, dan gaan ons maar net aan op ons pad. Nee, ek is alright, ek kan hierdie op my eie reg kry. Dit kan nie wees nie. Kain het nog steeds, na hierdie waarskuwing, word hy kwaad vir Abel. Hy kom nie af van sy pad nie, en hy slaan sy broer dood. En die Here kom na Kain toe en sê, waar is jou broer Abel? Die Here weet waar is Abel. Hy wil weet of Kain weet van wat is aan die gang. Ek weet nie, is ek my broer se wagter? En die Here sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Hy gee hom 'n kans om te sê so, gaan jy tot inkeer kom? Ek het na jou toe gekom, ek het met jou gepraat, ek vra vir jou. Maar Kain se antwoord was nie, Here vergewe vir my, ek het iets verskrikliks gedoen. Hy het nie dit nie, hy was al strand en die Here sê, daarom is jy vervloek. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het. Dis nie net daar wat hierdie gebeur nie, maar dit gebeur verder, weer in die woord. Maar voordat ek by die volgende stuk kom, dan gaan ek net gou stop by Levitikus 16. Die volk gaan word hulle in slawerny geneem in Egipte. Die Here sien hulle lot, hy gryp in en hy kom haal vir hulle uit dit uit. En hulle gaan uit Egipte deur die Rooi See op pad na die beloofde land toe, en terwyl hulle gaan, leer die Here vir hulle van die wyse van hoe aanbidding plaasvind met hom. En hy verduidelik vir hulle dat hierdie lam wat nou geslag word, of die bul, of die duif, of wat dit ook al is wat gebring moet word, daai bring hulle as 'n sondoffer. Daar's ons brandoffers en daar's sondoffers, en hulle bring dit. So as ek nou, wat Werner is, gesondig het, dan bring ek die lam, slag dit, die word geoffer, en die priester neem die bloed dan en verder bewerk hy dit. So dan is die bloed op die tabernakel, dit word besprinkel voor die voorhangsel, dit sê, daai ou se sonde is verbetaal, daar's 'n waarborg wat gegee is vir dit. Daai ou se sonde is betaal, Jesus is die waarborg wat gegee is. En een keer 'n jaar op die groot versoendag, dan word hierdie na gekyk. En dan met 'n ander offer, dan word daai gereinig, skoongemaak, dan is dit hier, God is regverdig in dit wat hy gedoen het. Hy is geregverdig in wat hy gedoen het, en dit word verwyder uit die tabernakel uit die heiligdom uit, en dit word geplaas op die bok wat behoort aan Asasel, en die gaan uit in die wildernis en sterf. Wie se skuld is al die sonde? Nie God se nie. Is die sonde nog steeds hier by God? Is dit nog steeds by sy mense? Nee, want die lam het gesterf. Is dit by God? Nee, dit is nie, want hy is onskuldig aan die ontstaan van sonde, en hy is geregverdig om vir hulle nou te vergewe. Weg. Dis hoe dit werk. En wanneer daai plaasvind, dan moet die mense moet hulle self verootmoedig. Hulle moet dan staan en hulle moet kyk na wat is aan die gang daar. Gaan dit so wees dat my sonde dan nie weggeneem is? Ja, prys die Here. Alles is rein en skoon en as volle herstel. Jesaja 59:1 sê dat ons sondes maak 'n skeidsmuur tussen ons en God. Eksodus 25 vers 8 sê dat die Here het gesê, laat hulle vir my 'n heiligdom bou, dat ek in hulle midde kan woon. Nou, hoe kan dit wees dat hy in ons midde woon, maar daar's 'n sonde wat dan 'n skeidsmuur maak tussen ons? Hoe doen hy dit? Tabernakel, maar dit gaan nie altyd so wees. Die sonde daar op die tabernakels nie, dit word verwyder. Volkome herstel, geen pyn, geen sonde, geen verdriet. Wie sien uit na dit? Okay, daar's daarom 'n paar mense hier so aan die regterkant van die kerk sien uit na dit. Okay, goed. Goed, ek is bly. Prys die Here dat daai gaan gebeur. Hierdie vind weer plaas. 'n voorbeeld van waar die Here besig was om ondersoek te doen. Kom asseblief saam na Josua, die boek van Josua, hoofstuk 7.
let wel, die kinders van Israel is reeds in die beloofde land. Wanneer ons hierdie lees. Jericho het reeds geval. Die Jordaanrivier het reeds oopgemaak vir hulle. Andersom. Hulle is deur die hele woestynervaring, hulle het die hele drama gehad by die waters van Meriba en die bitter water van Mara en van waar hulle getwis het en die drama van Kadesh Barnea en hulle is deur die versoeking by Baal Peor en hulle is uiteindelik hierso by die Jordaanrivier en die maak oop en hulle kom by Jericho en die mure sak in mekaar en hulle verslaan vir Jericho en nou met hulle na dit vir Ai gaan aanvat en die volgende oomblik is daar so oor die 30 manne is dood en hulle moet 'n ondersoek doen van wat gaan hierso aan. En die Here sê, Josua 7 vers 13, daar is, ek lees van die middel af, so sê die Here die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde Israel, jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat hulle die ban onder julle uit verwyder het nie. Kom die môre vroeg aan volgens julle stamme en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet kom volgens geslagte. En so word hierdie ding is nou bekend onder die mense. Iemand het bangoed gevat. Die punt van die bangoed is hierdie is gekoppel aan 'n sondige nasie, aan 'n sondige stelsel. Jy wil dit nie hê nie, want jy is 'n heilige nasie, jy's 'n heilige volk. Dis so eenvoudig soos dit. En iemand het lang vingers gehad. Die hele Bybel vol, dan lang vingers en kort rokkies gaan altyd moeilikheid veroorsaak. En lang vingers was die probleem hier. En voordat enigiets van hierdie plaas gevind het, dan kon die persoon, en julle weet wie dit is, dis Achan. Achan kon lank al gesê het, okay, sorry, ek het droog gemaak, dis ek. Ek bedoel, oor die 30 manne is dood, as gevolg van hom. Oor die 30. En ons weet nie of dit vaders van gesinne was, en of dit dan, was elkeen 'n huisvader, of was hulle van miskien 'n pa en 'n seun, wat saam doen, maar die punt is, dis 30 mense, dis teoreties gesproke, 30 gesinne, wat vaderloos is, nou op sy ergste. Hy sê nie op daai punt, hoor hier, okay, sorry, it was me, ekskuus. Hy doen nie dit nie, hy wag tot dat die lot aangewys word, op die stam van Juda, wat syne is. En dan op die Sargite en Serach, en dan gaan dit so tjik, hier so deur die ry, totdat dit uiteindelik by hom uitkom. Hy het al klaar teen hierdie stadium 4, 5 kansse gehad, minstens. En wat gebeur? Hy word aangewys, en hy sê, ja, ek het 'n mooi mantel uit Sinjar, vers 21. Ek het 'n mooi mantel uit Sinjar by die bytgoed gesien, en 200 sikkel silwer en 1 goudstaaf van 50 sikkels in gewig. Hy sê nie dat hy hierdie goeders enigstens verag nie. Sinjar is Babylon. As jy Engelse vertaling lees, dan sal waarskynlik sê 'a goodly Babylonish garment. Hy weet Babylon is afgoderry, maar hy vat dit nog steeds. Hy weet die goeders is nie vir hom nie, maar hy vat dit nog steeds. En hy is nie besig om op hierdie stadium van die wedstryd berou te toon nie. Katastrofe. En wat gebeur met hom? Hulle het hom geneem saam met al daai goeders en hulle het hom gestenig. En hulle het hom met vers 25, die hele Israel het hom gestenig, hulle het hom met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. Die vraag sal gevra word, wat gaan aan met die doel voor oë, dat die persoon sal sê, okay, wow, ek het nou droog gemaak. Iemand sal miskien vir my sê, nee Werner, maar jy's nou, dit gebeur nie so nie, die Here het klaar lankal besluit wat hy sou gedoen het met al die gevalle. Is nie so nie, kom saam met my na 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 is nou net na die groot katastrofe van Batseba, en ons hoef nie in dit in te gaan nie, maar die kort weergawe van dit is, Dawid vat 'n vrou wat nie syne is nie, hy het eers vir, hoe sal mense dit sê, hy het eers vir Batseba gevat, toe vat hy Uria, as 'n swaap, en toe laat hy
Joab Uria saam met 'n groot hoeveelheid van sy makkers se lewens vat. Nou, vergelyk net gou hierdie twee goeders vir my. Vat 'n mantel en 'n bietjie goudstawe, of vat 'n mantel, besikkel silwer en goudstaaf. Vat 'n vrou se onskuld, vat 'n ander man se vrou, vat sy lewe. Hoe vergelyk jy die twee goeders met mekaar? Wragtig, ek sou dink is dat hierdie ding wat Dawid gedoen het, weeg baie swaarder as dit. Uria het nooit verwag dat mense gaan doodgaan oor wat hy gedoen het. Dawid het beplan dat mense sou doodgaan. Hy was heel alright. Hoe sê mens? Dis mos, jy kry ons dolus directus en dolus eventualis in ons wet. Dolus directus, ek slaan vir die ou met die doel vir oom om dood te maak. Dolus eventualis, ek moes ingesien het dat dit waarskynlik gaan wees dat 'n persoon kan sterf as gevolg van wat ek doen. Dawid sê, gaan met Uria na wat die hewigste van die geveg is en dan trek daarso dan terug. Almal het nie tegelykertyd teruggetrek nie en Uria is dood saam met 'n hele string van ander mense. Dood met voorbedagte rade. Dis verskriklik wat hier plaasgevind het. Maar dan kom Nathan na Dawid toe en hy vertel vir hom 'n verhaal van die lammetjie. Ons het eintlik nou net hierso in die Bybelstudie Woensdag het ons daarna gekyk. Hoe die Here met hom praat deur middel van Nathan met 'n gelykenis en Dawid sê is dat hierdie is nou onaanvaarbaar en Dawid hoor dan van Nathan, maar hy is die man. Sy eerste woorde, ek het gesondig teen die Here. Hy was vergewe vir hierdie. Dawid is opgeneem in die heldesaal van Hebreërs 11. Achan is dood. Die berou het 'n geweldige uitwerking op dit wat gebeur. En ek wil gou hierso net noem aan die hand van dit wat ons nou hierso sê. Ons het nou gesien, daar is oorwinning is by wyse, vergifnis is by wyse van die genade van die Here. Ek wys of ek ernstig is oor daai genade deur hoe ek self optree. Ons het gesien dat God dan roep na mense toe om te sê, maar wat maak jy? En hulle self dan kies of hulle wil in en of hulle wil uit. Dit het gebeur met Adam, dit het gebeur met Kain, dit het gebeur met Achan, dit het gebeur met Dawid, dit gebeur telke male, dit gebeur met my en met u. Daar is 3 soorte mense in die wêreld. Ons lees daarvan in Korintiërs. 1 Korintiërs 2 vers 14. 1 Korintiërs 2 vers 14. Hierdie kom in die konteks daarvan dat ons praat nie van menslike wysheid nie, maar geestelike wysheid. Vers 14. Die natuurlike mens, die eerste soort persoon. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Natuurlike mens. Doesn't get it. Vers 15. Die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. So jy het geestelike mense, wat so ongered is soos 'n stoepteel, en dan het jy geestelike mense, wat die ontmoeting met die Here gehad het. Maar dis nie al nie. In hoofstuk 3, dan sien ons die derde soort persoon. Ek kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslikes, soos met kleinkinders in Christus, omdat julle nog vleeslik is. Vers 3. Aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik en wandel julle nie na die mens nie? Iemand wat soos dit optree, wat wandel na die mens, is hulle besig om die sake van God te soek? Nee. Gaan hulle gered word? Triekie. Tog nie. Openbaring 3, daar's 3 soorte mense. Die wat koud is, die wat warm is, en die wat lou is. Wat gebeur met diegene wat lou is? Uit die mond gespoeg. 'n Persoon wat vleeslik is in die kerk,
maar hulle is nie besig om die dinge te doen van God nie. Die ou wat lou is in die kerk, maar hy's nie besig om die dinge te doen van God nie. Hy's verseker nie warm nie. Hy's nie buitekant dat hy yskoud is nie, maar hy's nie 'n natuurlike mens nie, maar hy's verseker nie die geestelike mens, die warm mens, wat aangeskakel is en weet wat aan die gang is. Ek het 'n baie treffende voorbeeld gehad van wat hier aan die gang is. En dis 'n baie ontnugterende ervaring. Maar is een wat 'n mens verdankbaar is. Ek was gister Jesus so 5:50. Toe was ek in die stort gewees. En ek staan daar so in die stort en verstaan, julle gaan nou met mooi, daar's 'n vrywaring dat ek gaan saam sit met hierdie gesprek. Maar 5:50 is ek in die stort en ek kry skielik hierdie gedagte. Werner, die Sabbat het eintlik 5 minute gelede begin. Hy het eintlik 15:15 voor dit begin. As die Here nou sou kom op die wolke, jy gaan dit nie sien nie, want jy gaan hier so binne hierdie klein stort in ons huis is baie klein. Jy gaan in hierdie klein donker plekkie wees. Wat maak jy? Dit was die gedagte. Nou, voordat iemand vir my na die tyd by die deur kom kry, meen jy dan die sonde om te stort op die Sabbat? Luister na dis nie wat ek sê nie, luister na die beginsel hier so agter dit. Dis wat ek doen, dis die gedagte wat ek kry, terwyl ek daar so in die stort staan. Ek stap uit en ek kry my liedereboek, en ek en my vrou en my kinders sing ons 'n liedjie saam. Ek het 'n belofte gemaak lank terug, ek sal nooit my vrou of my kinders gebruik as 'n preekillustrasie nie, maar ek kan myself gebruik vir preekillustrasie soveel as wat ek wil. I am free game. Right? En toe tel ek 'n sekere boek op, wat geskryf is deur Morris Wenden, en ek slaan hom net oop, liekraak. En hierdie is wat dit sê. Ek sal dit vertaal. Dat ek net die Bybelteks gaan ek dit lees, want dit is baie mooier op die manier van hoe Jesaja dit self geskryf het, as die manier hoe ek nou 'n vrye vertaling doen uit die Engels uit. Die teksgedeelte kom uit Jesaja 58. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. So die woord van die Here. Hier is die storie, geskryf deur Morris Wenden. Ek was verlief op 'n pragtige meisie, en ek dog sy het ook van my gehou, maar ek het 'n probleem gehad. Die enigste geleentheid vir ons om saam te wees, 'n spesiale tyd, was 1 keer in 'n week. Die eerste keer het ons reëlings getref vir hierdie spesiale okasie. Toe sê ek vir haar dat ek by haar huis sou aankom net soos die son sak en die lug pragtig en pers was. Ek dog dat dit sou romanties wees. So ek kom na die voorste trappe op die einste oomblik wat ek van gesê het dat ek sou kom, angstig om haar te sien. Ek klop aan die deur. Haar klein boetie kom toe na die deur toe. Waar is jou suster? Vra ek. O, sê hy, ek dink sy is in die stort. Dit slaan my soos 'n hamerhou. Dit slaan vir my soos 'n hamerhout in die kop. Dit slaan vir my soos 'n springbok flank wat op volspoed is in my pens. Ek dink sy is in die stort, maar jy kan kom in en wag as jy wil. So ek sit en ek wag. Na 'n rukkie kom sy deur die huis en sy stap na die kombuis toe. Haar hare was nat en in krullers. So sy by my verbygaan, toe sê sy vinnig, "Hallo," en sy verdwyn. Hierdie was taamlik teleurstellend. Dit het gelyk of sy besig was om iets daar in die kombuis te doen met 'n strykyster en 'n strykplank, iets voorberei vir die volgende dag, en ek hoor die oond deur maak oop en toe en 'n
potte en panne en goed. En ek het gewonder of sy enigstens angstig was om my te sien. Maar ek hou aan om te wag en na 'n rukkie kom 'n paar van die ander familielede in en sy kom uit van die kombuis en stel ons voor en sê, miskien kan ons mekaar beter leer ken, maar haar klein boetie sê, wanneer kan ons eet? Nadat hulle bietjie op en af gehad het, toe besluit hulle, kom ons eet eerste. So hulle gaan tafel toe en hulle gaan sit. Na ete toe kom iemand wat sê, hoekom gaan ons nie in die familiekamer nie? En dan raak ons beter vertroud met ons gas. En iemand anders sê, moet ons rarig? Wel, ek het ook nie te goed gevoel daaroor nie, maar ons het in die familievertrek ingaan, die sitkamer ingegaan, en ons begin om te praat. Ek het gesien dat baie van hulle was vreeslik moeg, baie vaak, insluitend die jong vrou in wie ek belang gestel het. Tevens, sy was besig om te gaap en vis te vang. Klein boetie het aan die slaap geraak net terwyl ons praat. My naweek met die jong dame se gesin was regtig nie op 'n goeie plek nie. Jy kan seker met my simpatiseer. Maar sy vra toe om verskoning en sy sê, ek is so jammer, ek het vreeslik baie gehad om hierdie week te doen en ek is baie jammer, ek was nie gereed vir jou koms nie. Dinge sal beter wees môre. Ons het spesiale planne gemaak en ek voel toe sommer beter. Ek gaan na bed toe met die prentjie in my gedagte dat ons saam kon gaan na 'n stil plek om regtig hart tot hart te kan praat en mekaar beter leer ken. Die volgende dag toe het dit so uitgewerk dat sy beplan het vir 'n groep vriende om saam uit te gaan in die natuur. Aanvanklik het ek uitgesien daarna, maar toe vind ek uit dat haar vriende het hulle motorfietsse ook saamgebring. Ons was in die natuur, ja, maar jy kon nie eens praat bo die geraas van die toestrokes nie. Uiteindelik kom middagete en ons sit toe en gaan piknik en dit het gelyk asof sy baie moeg was en sodra sy klaar geëet het sy en al haar vriende maar net gaan lê en slaap. Daar was nie tyd om te praat nie. Ek het myself gevind waar ek in die woud gaan stap op my eie. Ek is baie lief vir die woud, maar ek het nie beplan om soos hierdie alleen te wees nie. Ek het meeste van die middag deurgebring om alleen in die woud te stap. En ek het eensaam gevoel. Uiteindelik kom ek terug na die groep en hulle was wakker. Soos ek nader stap, toe kon ek hoor hoe praat hulle. Ek hoor my vriend sê vir van hulle dat sy kon skaars wag dat ek waai, want hulle het 'n opwindende plan gehad vir daai aand sodra ek weg is. Ek het daai naweek geloop, hulle verlaat, hartseer en teleurgestel, want jy weet, dit is verskriklik om lief te wees vir iemand wat net rarig nie oor vir jou omgee nie. Dis die storie wat ek toe lees. En hier is die ding. Wat is die enigste manier van hoe jy kan sien of iemand 'n Christen is? Hoe sien jy dit? Sê dit self asseblief. Hoe weet jy iemand is 'n Christen? Jy sien dit aan hulle dade, jy sien wat hulle doen. Jy gaan dit nie andersins weet nie. Jy gaan nie in iemand se kop kan kyk en sê, dis 'n natuurlike mens, geestelike mens, vleeslik, warm, koud, lou. Jy gaan nie dit kan sien nie, tensy jy kyk na die dade. Daar's ietsie wat gaan gebeur voordat die tyd eindig. Daar's ietsie wat gaan gebeur voordat alles verby is. En dit is dat die vyand self gaan moet erken dat God was reg. Nee. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Elke mens sal moet sê, al die hemelwesens gaan moet tevrede wees daaroor dat hierdie ou kan eintlik hemel toe gaan. Die ou gaan nie weer 'n rebellie begin in die hemel nie. Daar was hierdie verstommende genade was aan hom getoon en hy het dit eintlik aanvaar. En sy lewe spreek daarvan, sy lewe toon dit in alle opsigte. Hy was nie net besig om dit op te maak soos wat hy aangegaan het nie. Hy was nie besig om voor te gee nie.
Hy het die roepstem gehoor en hy het gesê, Here, ek kom, ek het berou, ek bely. En ek het besig om 'n klein voorbeeld nou hierso van, jy weet, wat die opening van die Sabbat nou gemis het. Maar dit mag wees, Armand asseblief, dit mag wees dat hierdie op 'n hele reeks maniere kan gebeur met enige van ons. Dit kan wees dat daar dat die ding wat ons mee spartel, dan is dit dalk is dit skinder. Dalk is dit die goeders wat ons kyk op ons rekenaartjie wat ons heeltyd saam met ons dra. Dalk is dit die goeders wat ek najaag. Daar's soveel goeders wat spreek van nee. Jy kan dit nie betwis nie. Kyk na iemand se, wat is die laaste goeders wat hulle gaan kyk daar's op hulle rekenaar? Well, okay, ek kan sien waarmee hulle besig. Ek kan kyk wat is die toestand van hulle hart. Luister nou 'n persoon praat. Ek kan sien wat is die toestand van hulle hart. 'n Hemelwesen kan dit, die hemelwesens kan dit sien. Maar die doel vir oë met hierdie is nooit, en dit is die kritiek wat gemaak word, die doel vir oë met hierdie is nooit dat God ons wil uitvang nie. 1 Johannes 1 vers 9 het ons klaar gesê, as ons sondes bely, hy vat dit weg, hy maak dit skoon. Micha 7 vers 19, hy werp dit in die diepste van die see. Hebreërs 8 vers 12, hy dink aan ons sonde nie meer nie. Esegiel, ek het gelees uit 36, uit 33, ek gaan nou lees uit 36 uit. Esegiel 36 vers 26. Ek gaan selfs 'n bietjie voor daai lees. Hoor hoe mooi is hierdie. Ek sal julle uit die nasies gaan haal en hulle uit al die lande bymekaar laat kom. Ek sal julle in julle land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, dat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. Julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Tensy ek nie wil nie. God gee dit vir ons. Jesus het klaar aan die kruis gesterf. Dit het klaar gebeur. Maar op die wyse van hoe ek dan optree, toon, hoe ernstig is ek eintlik oor die? Hoe ernstig is ek? Hoe ernstig is ek? Ons as Adventiste is afhanklik. Ons is afhanklik. En dit is die belang van die. Nie net is dit ons is afhanklik daarvan dat Jesus homself aan ons openbaar het. Nie net is ons afhanklik daarvan dat sy bloed ons skoon was nie. Ons is ook afhanklik van daai roepstem wat die hele tyd met ons praat. En sê Werner, daar's nog tyd. Daar's nog tyd vir jou om te draai. Daar's nog tyd vir jou om te volg na wat my stem vir jou sê. Want wanneer die laaste besluit geneem is omtrent die, dan is dit nie, dan gaan dit wees dat almal sal sê, God is geregverdig. Hy het nie die sonde begin nie, hy het dit nie voortgesit nie, hy het sy seun se lewe was gegee, sodat die sondeprobleem uitgewis kan word. En enige persoon wat voortgaan daarmee het, hulle dit met hulle eie keuse. Die Here maak dan ons rekord skoon, dat wanneer ons instap in die hemel, dan gaan die hemelwesens wat daar is, gaan nie na ons kyk met agterdog en jy's een van daai. Ons moet jou watch. Jy het 'n rekord. Dis nie daar nie. Dan is ons skoon
skoon, die oordeel is gevel, die ondersoek is gedoen, die oplossing is daar gebied. Ons keuse is vandag. Daarop lê ons ook ywerig daarop toe. Of ons inwoon of uitwoon om hom welbehaaglik te wees, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Die woord regterstoel is die woord bima. Iemand het miskien 'n spesiale betekenis wat hulle ken van hierdie. Bima is 'n Griekse woord wat later jare in Hebreëus ingevat, gesluit was. En dit is die plek van waar 'n uitspraak gemaak is, dis die plek waar hulle gestaan het om die woord te lees. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. Of dit goed is, of kwaad. Amen.